Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die gevaar om as gelowige jou geestelike fokus te verloor wanneer die gemak of finansiële sekuriteit van hierdie wêreld belangriker raak as volhardende disippelskap. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 2 Timoteus 4 vers 10 wat soos volg lees: Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenswoordige wêreld liefgekry het en het na Thessalonika vertrek. Dit is soms maklik om na 'n Bybelse figuur soos Demas te kyk en hom skerp te veroordeel, maar as ons eerlik is, kan sy verhaal elkeen van ons se verhaal wees. Demas was eens 'n getroue medewerker van die apostel Paulus. Hy was 'n opregte gelowige wat voluit vir die Here geleef en hom van harte gedien het. Tog het hy op die punt gekom waar hy moeg geword het vir die prys van disippelskap. Die feit dat hy die teenswoordige wêreld liefgekry het, beteken glad nie dat hy sy ewige redding verloor het nie. Ons verlossing is immers 'n ewige onverdiende gawe uit God se genade alleen. Dit wys egter wel dat sy hart se lojaliteit en sy soeke na uiterlike sekuriteit sy geestelike fokus heeltemal laat ontspoor het. Tog nooi die Here ons uit om nie in vrees vir ons ewige bestemming te leef nie, maar eerder om waaksaam te bly in ons heiligmaking. Geestelike groei is daardie tweede fase van ons Christelike lewe wat volharding en onwrikbare geloof vereis. Terwyl ons posisie in Christus veilig is, herinner Demas ons dat ons maklik kosbare geleenthede kan mors en ewige loon kan inboet as ons van koers afdryf. God se begeerte is dat jy eindtyd in disippelskap en die opofferings wat daarmee gepaard gaan sal volhard. Moenie op jou eie krag of die skynbare gemak van hierdie wêreld fokus nie, maar vestig jou oë vandag opnuut in geloof op Christus, sodat jy met uithou vermoë as sy disipel kan bly wandel. God het 'n taak vir jou, volhard in daardie taak. Hier is 'n praktiese stap wat jy kan toepas. Oordink die feit dat God 'n spesifieke taak vir jou lewe het, 'n unieke roeping binne sy raadsplan wat net jy kan vervul. Ware disippelskap en opofferende toewyding vra dalk baie van ons, maar dit dra ewige vrug wat geen wêreldse gemak ooit kan ewenaar nie. Selfs wanneer die pad steil raak, afleidings lok of jy voel dat jou vermoëns min begin raak, moenie terugdeins of tou opgooi nie. Vertrou volkome op sy instaatstellende genade, hou jou oë gefestig op Christus en volhard met vrymoedigheid in daardie taak. Jou troue gehoorsaamheid in die klein dingetjies is nie net 'n pragtige offer aan God nie, maar 'n onmisbare lig vir 'n wêreld wat hom brood nodig het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat my ewige bestemming op grond van my eenmalige geloof in die evangelie vir ewig veilig in U hande is. Ek bely dat my hart soms, net soos die van Demas, verlei word deur die beloftes van genot en sekuriteit wat hierdie wêreld bied. Vergewe my waar ek my geestelike fokus verloor het. Vul my vandag opnuut met U Gees en gee my die genade en instaatstellende krag om met onwrikbare geloof en volharding as die disipel te wandel. Ek bid dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.